Goeiedag, ek is Barend van Bakgat TV. Ek staan hier buite die skougronde. En ja, dit is skoutyd. Dit is die 163ste landbouskou van George hierdie jaar. Verlede jaar was dit net so oor die 10.500, net so oor die 10.500 mense gewees. 164 stalletjies hier binnekant, 45 kunstenaars. Dit is iets om te beleef. Jy moet kom 'n draai maak. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan vir jou wys. Ek gaan die deur stap en ek gaan vir jou wys wat gebeur en wat is hier om te sien. Hoekom moet jy jou mense bring hier na die George Landbouskou toe? Wel, dit is 'n landbouskou, so natuurlik gaan hier 'n klomp implemente wees. Moet hom gaan opsoek hierdie woord. Klomp landbou-implemente. As jy 'n boer is, gaan jy mal wees daaroor, maar as jy gewone mens is met 'n gewone werk, moontlik gaan jy hierdie deel skiet. En so hier agter my is 'n klein arenaatjie wat hulle nog besig is om op te slaan. Saterdag om 12 uur is hier 'n lekker hondeskou wat jy nie kan mis nie. Iets wat my aandag getrek het is 'n kaas en wyn. Koffie brownies. Ons kyk wat gaan al hier by die kant aan. Ooh, jy ruik net koffie. Yes, like kaas en wyn saal. So by die George Landbouskou. Wow. En soos jy sien, is hier so 'n lekker kindervermaak. As dit die boel wat hulle by die kinders kan ry. En aan die agterkant, agter my, aan die ander kant, is 'n gratis springkasteel, gratis facepaint en die kinders kry 'n gratis ou ballonnetjie. En hier agter my is hulle besig met die sakeontbyt en die opening van die skou. Ek gaan kyk is daar iets om te eet. En soos jy kan sien, agter my is die kosstalletjies. Jy sien, hier is baie. Agter my, koop is 'n gat, Wimpy, Tropica en baie meer. Pannekoek, jy kan alles kry hier so by die George Landbouskou. 'n Klompie veteraan trekkers ook hier so by die skou as jy hou van antieke goed en antieke boerdery. Dit is immers 'n landbouskou. Vir my voorkom, die kinders kan nou 'n bietjie gaan lekker by trekker ook rondry, né? Vir die manne wat 'n bietjie dors raak. Hierso is ietsie vir jou. Ek kom geniet. Ou lekker ou kasteeltjie. Of wat ook al jy verkies. Natuurlik gaan jy nou deur in die agterkant gaan jy nou sien is die groot verhoog en dit is waar die kunstenaars gaan optree. Al 45 van hulle. En natuurlik 'n paar groot name ook wat hier so is. Ek glo dit of nie ek ook. En ook wat gaan gebeur net na my is die rugby wat hulle gaan uitsaai. Groot skerm rugby wat is Suid-Afrika teen Nieu-Seeland as ek dit nie mis het nie. Dit gaan awesome wees. Gratis en verniet om te kom kyk en hier so sommer ietsie vir jou vir die keel ook. En wat is die skou nou sonder die Fun for You Malamele elke jaar hierso. En seker die bekendste Malamele groep in ons area. Die ouens weet hoe om dit te doen en hulle is baie presies, vinnetjie wil ek amper sê, op veiligheid. So jy is veilig hierso om jou kinders hier na toe te bring. Daar staan ek nou hier by die Ovaalbaan en Saterdag aand is dit stokkaars hierso by die George Landbouskou. Iets wat ons baie van hou. Om te kom kyk is lekker. Saterdag voorspel hulle lekker weer. So daar's geen rede dat jy nie kan kom nie. So jy het Saterdag baie om te doen hierso by die skou. Dit is nog rugby en net na die rugby is dit stokkaars. En ek het gehoor hulle trekkers gaan ook te mekaar ry hierso. Ja, dit is 'n landbouskou en natuurlik by 'n landbouskou gaan jy hierdie goed kry, die pluimvee, konyne, hoenders. Yes, ek moet vir jou sê, hierso is duwe so groot soos hoenders en hoenders so groot soos kalkoene en dit is iets besonders om te sien. Okay, hierso staan ek by die perdjies en ek weet hierso is allerlei verskillende tipe perde, van saalperde en skouperde en hierdie groot perde en yes. En ons sal vir jou ook wys so met die tyd wat hier so alles gebeur. So jy gaan dalk net vir my vra, Barend, wat sê jy nou eintlik? Nou wat ek sê is,
Dis 'n lekker naweek om iets te doen saam met jou familie. Dis 'n lekker naweek om iets te doen saam met jou vriende en terwyl jy nou iets wil doen en dit lekker is. Kom ons sommer hier na die George Landbou Skou toe. Gaan kyk op hulle webwerf. George Landbou Skou. En jy kan sommer na die program ook kyk en presies sien wat is hier alles om te doen. En wat is hier alles wat hulle vir ons gaan wys. Ek weet die brandweer is ook op 'n stadium, doen ook 'n vertoning. En dit is mos altyd interessant om te kyk. Alles ingesluit. En die pryse is baie billik om in te kom hier so by die Landbou Skou. So klim in jou kar. Ja, nie nou nie. Maar maak 'n nota, maak 'n knoop in jou oor. En dan kom maak jy 'n draai hierso die naweek by die George Landbou Skou. Ek is Barend van vir en van Bakga TV. Sien vir jou by die skou. Heartbeat FM 103.9 FM. In die volgende episode van Wys my hoe wys ek jou hoe werk 'n radiostasie. So kom kuier saam en kyk hoe word dit gedoen agter die skerms. Welkom by Stofgat. Ek is Adrian Silg en saam met my is my reisgenoot Erm Chindoko. Hi Adrian. Stofgat is 'n reeks waar ons die teerpad so 'n bietjie byste raak en die afgesonderde en weggesteekte juwele van ons land 'n bietjie ontdek. Ons loer in by 'n paar bekende plekke, 'n paar onbekende plekke en 'n hele klomp lekker plekke. Kom toer bietjie saam met ons en beleef een van die Kaap se mooiste plekke. Die Sederdal. Have you ever wanted to learn magic? I'm Tony van Sittert from Tony's Magic. Connect to Bakga TV and I will teach you some tricks. Remember, you have to keep the magic alive. Ons trek nou by dag 2 van die George Landbou Skou. Ek is Barend van Bakga TV en welkom by die skou. Ek wil jou vra as jy graag skou toe wil kom. Om iemand in die comment, gaan tag iemand in die comments. En met die hashtag sien jou by die skou. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie vinnig wat gaan hier aan vandag. Nou as jy bekommerd is oor jou voertuig hier op by die skou, moenie wees nie, hier is ons bekwame mense. En hier by my is een van hulle, David Wood.
Dit is David van David en Goliath. Nou sê. Nou sê is die skelms Goliath. Nee, glad nie. Dan sê oom David, vertel ons gou, jy kyk bietjie na die karre hierso. Ja, doen het al 15 jaar. En ek probeer my bes om te doen. Of die karre nie weg dat weggeraak en gesteel word nie. Ja. Nou as hierso iets moet gebeur, wat gaan oom doen? Ek moet maar kyk na die karre, as hy my raakry is, maar ek sal die kar vashou. Dit so vashou. So dankie vir die harde werk, terwyl die mense rustig daar binne kuier, ons waardeer dit. Nou hierso by die hek word jy voorgekeer deur die vriendelike span van Ticket Pro. En die kaartjies wissel van dag na dag. Gaan kyk maar net op die website landbouskou.co.za en die kaartjies wissel enigiets van R30 na R100 per persoon. Afhangende van wat se dag jy kom en of jy pensionaris is, volwasse kind. So gaan maak maar net seker wat is die pryse. Nou hier by die skou is jy baie veilig. Sou iets gebeur, die mediese dienste is hierso op standby nou, die Afrikaanse woord my ontgaan. Hier by my is Bux, baie dankie. Baie dankie, Barend. As jy vertel ons gou, is julle gereed vir wat alles hierso? Ja, ons is vol toegerus, ons is 'n geregistreerde mediese diens, so ons het alles in plek. Al die nodige toerusting wat die wet vereis. Ons op bystand en enige iets wat gebeur is ons slaggereed daarvoor. So ons kan behandel en vervoer. Ek sien julle het 'n voertuig hierso, julle het 'n bed daar binnekant vir alles. Ja, nee, ons is reg. Die wet knyp ons moet in plek wees, so ons hou daarvan en ons is gereed vir dit. Sê maar baie dankie vir julle harde werk ook hierso gedurende die skou. Dankie. Ja, en ek glo dit sal goed gaan en hier's aan goeie voete. Sê. Nou kyk, dit is vandag was nou koud, nê, maar Saterdag is nou die warm dag. Ja. Het julle daarom 'n ou sonbrandolietjie daar? Ja, ons het ietsie en ons het 'n ys en ons het alles, so ons kan 'n ou red waar het moet. Daar sê Bux, baie dankie. Dankie, lekker dag vir julle. Hierso by my is Corneille Botha, die president. Kyk, hulle wil jou die president gemaak het nie. Ja, die storie van die president is 'n moeilike saak, dis baie verantwoording en almal het nie ewe groot leerbanke in hulle huise nie. Nou as jy nou nie weet waarvoor ons praat nie, ons het destyds so 'n videoetjie gemaak wat ons gesê het ons stem vir Corneille. Dit was net so voor die verkiesing vir landspresident, maar ek weet nie, dit het toe nou nie gebeur nie. En dalk moet ons 'n party eers stig. Miskien moet ons miskien iets soos die George Landbouskou party of so iets weet en dan kan 'n mens vanaand werk. Corneille, al die grappies op 'n stokkie, vertel gou vir ons, hoe loop die skou so ver? Nee, Barend, die dinge loop so stroopie by ons. Dit is regtig, ons is geseënd gewees gister, het ons 'n goeie dag gehad. Dit was ons openingsdag gewees. En ja, donderdag is eintlik maar 'n stillerige dag normaalweg, maar dis ook spesiaal so ingebou sodat 'n mens bietjie kan voete vind, jy weet, laat al die stalletjies en almal in die diere kan voete vind. Ja. Maar vandag regtig waar, hier's al 'n hele klompie mense hier deur die skou. Ons skou se uitleg is vanjaar besonder goed. Die vloei is lekker, alles is lekker. En ons het 'n enorme hoeveelheid industriële stalletjies wat hier is, goed wat boere gaan wil sien, trokke, Scania trokke wat die eerste keer hier is en mooi trekkers, 'n verskriklike mooi trekker uitstalling wat hier is. En natuurlik die ou trekkers is ook hierso. Ja, en dan ons perde afdeling loop baie mooi. Ons heavy drafting perde het vandag vanoggend ingekom. Mense, julle sal nie glo nie, ek het vanoggend gesien hoe met 'n ruiter op 'n leerklim op bo op die perd te klim. Dis 'n movie se perd. So kom kyk hulle trek môre 'n log, weet daai groot palle trek hulle hierso. So dit gaan nie so wees en dan die perde, normale skouperde, saalperde, dis al in die gang donderdag, Vrydag en Saterdag. Dan môre aand 'n bietjie stokkaars natuurlik wat hier is, klomp kosstalletjies, ons pluimvee is heavy aan die gang, verskriklik baie hoender, seker die meeste in 'n lang tyd. Ons doen nou net prysuitdeling, besig om die prysuitdeling te doen. So ja, die hoenders loop mooi en dan ja, kom kuier saam. Rian Benadi is môre aand hier, vanaand is Armand Hofmeyer hierso. Gister het ons 'n baie goeie en suksesvolle saakontbyt gehad. Ons het vir Christo van der Rede hier gehad wat natuurlik van die F.W. de Klerk Stichting is en minister Ivan Meyer was hierso gewees, die minister van landbou. So ons het lekker saam met hom gekuier. Hy het bietjie trekker gery hier by die skou en ja, dit was sommer net lekker gewees. Môre vir oulaas nog lekker honde. Ons het die agility honde hierso môre en Sondag.
Mense, as julle nie skou toe kom, julle gaan uitmis, julle gaan so spyt wees. Julle gaan net op die TV, op Bakgat TV sien van die skou. Ja, dit is nie lekker, dit is goed om te kyk, maar dit is beter om hier te wees. Verseker. Jy kan self op die TV wees van Bakgat TV as jy hier is. Ons neem jou af, Baden neem jou af en dan kan jy jouself op die TV kyk. Daar's hy. Corneille, dankie. Dankie, lekker cappuccinootjie. Mooi loop. Someone asked me, what is the adventures of Jack Hartland? It is a channel where I share all of my adventures and sometimes push myself to do things I've never done before. The bigger dream is to make this a sailing channel. But until I get my boat, I'm stuck on land. And as I travel, sharing all the interesting places with you, until the awesome day arrives when I can go sailing as well. At this stage, most of my adventures have been in the beautiful world where I live. But soon I will expand my journey to places like Namibia and Egypt. So hopefully you will find my unique point of view interesting and join my journey to travel the world. Don't think twice. Like, subscribe, ring that bell and share as you travel with me in the adventures of Jack Hartland. Ek is Barend van Bakgat TV en dit is vandag die derde dag hierso by die George Landbou Skou en soos julle kan sien die mense stroom in, hierso is lekker beweging, die weer is lekker, dit is die perfekte dag vir skou. So, ek gaan nie te veel praat nie, kom ons hardloop so vinnig deur iets, ons 'n hele klomp interessante goed vandag wat gebeur en maak jouself reg. Soos wat ek vir jou beloof het, iets soos lekker honde vertonings en goed hier aan die gang. Ek gaan dit sê, hier agter my. So kom ons kyk 'n bietjie wat maak die woefies. Hierdie klomp perde lyk nou vir jou fancy, hoor. Kyk, hulle is so in hulle noppies met hierdie George Landbou Skou. Hulle het besluit om bietjie mooi aan te trek. Kyk net daar, ons gaan nou vir julle wys.
ek het vir jou gesê nou die dag, hierso is duiwe so groot soos hoenders. Nou as jy my vat, my hand is omtrent 30 cm. Kyk net hoe groot is hierdie blerding. Kyk, dit is nou nie 'n groot hoender nie, dit is 'n klein hoendertjie, maar nog steeds, dit is 'n baie groot duif. En hier is ons ook 'n oulike ander, hier is ons twee, so ene wat lekker wil paar, maar die wyfie wil niks weet nie. Daai kant is duiwe, dit lyk hulle die wind gesluk. Hier is ons duiwe wat lyk soos soos valkies, amper nog ek huis op my byt. Hierdie ene het so 'n klein kuifie op, hy lyk amper soos ek. So hier is ons oulike goed, ek het nooit geweet, miskien is ek al mooi duiwe nie. Nou hierso by my is Shamaine van die kerk. Nou sy is die amptelike spysenier van die landbouskou in George. Jy het die skoukoningin gedoen, jy het die sakeontbyt gedoen, jy het hierdie gedoen. Ja, dis reg. Ek het die skoudans gedoen, ek het die sakeontbyt gedoen, dan hierdie gedoen en dan doen ek al hulle platters en ja. Okay, nou ek wil vir jou vra, wat doen jy nog? Watse events doen jy nog? Is nou die skou weet ons nou van, by wat anders nog? Ek doen enige events, ek doen enige catering vir events, so as iemand 'n partytjie het, 'n verjaarsdag of 'n troue het, dan doen ek events en dan het ek ook 'n takeaway winkel, The Food Dude. The Food Dude. Ja. Okay, waar is ons hy? Hy is in die industriële gebied in Foundry Straat, so ons doen daar meer die, sal ek sê, ongesonde tipe kos. Jy praat van ongezond, ek het al gekyk op die tafel, soos jy nie nog ou koeksustertjie of iets vir my sê. Ek gaan vir jou enetjie gee en dan gaan jy nie kan ophou nie, hoor. Daar sy. Shamaine, het jy 'n Facebookblad of iets wat die mense jou kan kontak as hulle wil van jou dienste gebruik maak vir events of iets? Ja, ek het 'n Facebookblad, The Food Dude. Hy was so bietjie het ons met hom gesukkel, maar hy is nou weer up and running en hy gaan weer aan en hulle kan daar my nommer kry, my e-mailadres, as hulle kwotasies of alles is daar. Die winkel se menu is daar, alles is daar. Ja. Baie dankie, Shamaine. Right, so ons loop iets hierso raak wat ons nie op die program gesien het nie. Hulle het 'n hamburger kompetisie. En dit wil vir my voorkom, dit is die lekkerste hamburger en die mees kreatiefste hamburger en ek weet nie wat alles nie. Maar dit is natuurlik nou weer net so iets lekker wat jy kry hierso by die George Landbouskou. Nou, dit sien jy die son wat brand vandag hierso by die landbouskou. En julle sien hierdie oulike karretjie wat een se oulike karretjie was. Hy gaan ook brand vandag hierso by die landbouskou. Die brandweer het 'n vertoning wat hulle hom gaan aan die brand steek. Ek wil net weet hoe gaan hulle hom aan die brand steek. Dit is vir my, weet as ek nou my verbeelding kan laat gaan, sal ek 'n vliegtuig laat oorkom wat kan mestag nou laat ontplof of iets, maar ek glo nie dit gaan dit wees nie. Maar ons kyk maar wat gebeur. Maar nietemin hierdie karretjie gaan brand vandag. En die brandweer gaan vir ons wys hoe werk hulle en hoe sal hulle nou hierdie kar se of die vuur uitsit. So iets om uit te sien hierso by die landbouskou in George.
ons aan die einde gekom van die derde dag, maar ek dink ons is almal moeg. Was 'n lieflike dag hier in George gewees. Lekkerste weer, stokkaars is nog aan die gang tot watter tyd toe vandaan. Maar as jy nou vandag gemis het, dan het jy basically die skou gemis. So, kom ons probeer volgende jaar weer. Maak seker, jy mis nie die skou van volgende jaar. George Landbou Skou 2025. Gaan nog beter wees as hierdie jaar. So van my kant af, van Pak TV se kant af, gaan jou nie by die skou sien. Ek sien jou by die skou maar volgende jaar.